J-Math. Nou kom ons by nog 'n video oor 3 terme, maar hierdie is die moeiliker gevorderde 3 terme. So dit doen jy eers van graad 10 af, maar jy moet weet hoe om dit te doen, want 3 terme gaan in al jou vraestelle wees tot die einde toe. Nou in graad 11 leer hulle vir jou 'n metode om dit bietjie makliker te doen, maar jy mag dit ongelukkig nog nie gebruik in graad 10 nie. So in die persblok is al die stappe, maar ek weet dit is baie confusing. Doen asseblief stap vir stap saam met my hierdie som aan die linkerkant en dan gaan ons kyk om dit bietjie makliker te maak en ek hoop jy verstaan en jy kan 3 terme maklik doen na hierdie. Nou, stap 1 is ek gaan die faktorpare skryf van die eerste getal en die laaste getal. So kom ons highlight net om dit bietjie makliker te maak. Ja, so van daai ene en van daai ene. Nou, as ek kyk wat maal wat gee vir my 6, dan weet ek dit is 1 maal 6 of 2 maal 3. Wat maal wat gee vir my 10 is 1 maal 10 of 2 maal 5. Okay. Nou moet ons 'n kombinasie kry van die persgetalle en die groen getalle wat vir my by die antwoord gaan kry. En partykeer is dit nodig dat jy dit omdop en ander kombinasies ook probeer. So kom ons sit net hierso 'n 6 en 'n 1 en 'n 3 en 'n 2. Nou dit lyk baie complicated, maar kom ons doen dit stap vir stap. So nou gaan ons kyk, as ons 'n paar kies aan die linkerkant, so by die pers, en ons maal dit oorkruis met iets by die groen, dan gaan ek 2 getalle kry. Hierdie laaste teken sê vir my ek moet hulle van mekaar aftrek om die middelste waarde te kry. So wat minus wat gee vir my 11 uit daai kombinasies uit. So let's go, kom ons kyk of ons hulle kan kry. So ek gaan begin met 3 maal 2 en ek gaan dit dan maal met 1 en 10. So as ek dan gaan sê, okay, maar wat is 1 maal 2? So dit gee vir my 2, daai gee vir my 30. As ek hulle van mekaar af minus, gaan ek definitief nie by 11 uitkom nie. As dit nie werk nie, dan gaan ek vir die volgendes. So ek gaan daai 2 maal en daai 2 maal. 3 maal 5 gee vir my 15 en 2 maal 2 gee vir my 4. Nou hierso was nou 'n lucky shot, want dit is actually die antwoord. As ek hulle minus, gaan ek by 11 uitkom. Maar partykeer gaan jy 'n paar keer moet oefen en kyk, en as dit nie werk nie, dan kies jy 'n volgende paar en hou so aan tot jy by die regte antwoord uitkom. Okay, so nou dat ek weet dis daai, nou kan ek dit gaan skryf. So ek gaan dit net oorskryf om die goeders wat ons nie gebruik nie weg te vat en om dit makliker te maak vir jou. So by die pers het ek die 3 en die 2 gebruik en by die groen het ek die 2 en die 5 gebruik. Nou ek weet die pers moet by 6x² uitkom, so ek gaan net 'n x langs aan sit by elkeen. En nou is daai actually jou hakkies. So die boonste 2 gaan in 'n hakkie gaan. Okay, so dit is stap 4 hierso. So die boonste 2 gaan in 'n hakkie gaan en die onderste 2 gaan in 'n hakkie gaan. So ek kan dit sommer al gaan skryf daarso. So ek weet my eerste hakkie is 'n 3x en dit eindig met 'n 2. Volgende hakkie is 'n 2x en hy eindig met die 5. Okay. Nou moet ons by tekens kom. So ek kyk nou na die teken aan die einde van my oorspronklike 3 term. Dit was 'n minus gewees. So ek weet my hakkies se tekens gaan verskil. As dit 'n plus was, is die tekens dieselfde en albei tekens is die eerste een, is in hierdie geval 'n plus. So dit is dan sommer baie maklik. Maar as dit eindig op 'n minus, dan moet jy nou net bietjie mooi gaan dink. Nou, as ek my eerste en my laaste ene gaan maal, het ek 'n 15 gekry. En as ek die middelste 2 gemaal het, het ek 'n 4 gekry. As ek nou kyk na hierdie sommetjie, wil ek hê die 15 moet 'n plus wees en die 4 moet 'n minus wees. So vir my eerste paar met die 3 maal 5, dan kan ek 'n plus daar gaan sit. So ek sit die teken altyd links van die agterste waarde in elke hakkie. So die 5 kry 'n plus. Die 3 is voor in die hakkie, so ek kan nie vir hom 'n teken gee nie, sy teken is outomaties plus. Nou moet die 4 'n minus kry, so dit beteken ek sit dan net 'n minus in die eerste hakkie. En daar's hy, nou is my 3 term klaar. Ek weet dit voel seker baie de mekaar. Ons gaan nog 'n hele paar doen, maar dit is hoe ons dit gaan doen. So kom ek herhaal gou weer die stappe. Kyk dat dit 'n 3 term is, skryf dit in die regte volgorde. Dan gaan ek die faktore van die persgetal, die 6, gaan ek gaan neerskryf en die faktore van die groen getal. Een van daai faktore moet ek net omdop ook, so 6 maal 1 of 1 maal 6. Net vir as my kombinasies nie werk nie. Dan as ek stap 2 doen, dan kies ek 'n faktorpaar by die pers en ek maal dit oorkruis met 'n faktorpaar van die groen. Dan gaan ek kyk, moet ek dit plus of minus? In hierdie geval moet ek dit minus het om by 11 uit te kom. En dis hoe ek toe geweet het of ek die regtes gekies het. Dan as ek dit het, gaan skryf ek dit oor, so dis nou hierdie stap hierso, en dan vorm die boonste 2 my een hakkie en die onderste 2 vorm 'n ander hakkie. En dan moet ek net gaan kyk na die tekens. Kom ons doen nog 'n paar dat jy dit kan inoefen. Okay, as ek nou gaan kyk na vraag A, ek gaan sommer dadelik highlight, ek weet ek gaan met 'n 8 werk en ek weet ek gaan met 5 werk. So as ek nou gaan kyk na 5 se faktore, weet ek dit is 1 maal 5 of 5 maal 1.
8 se faktore is 1 maal 8 of 2 maal 4. Nou ek hoef nie die groenes ook om te dop nie, ek hoef net een stel om te dop en sê okay, maar 1 maal 5 of 5 maal 1. Nou gaan ons kyk wat se kombinasie gaan by mekaar plus om 14 te gee. So kom ons kyk hierso. As ek hierdie ene maal met hierdie ene, wat kry ek? 1 maal 1 gee vir my 1, 5 maal 8 gee vir my 40. As ek hulle plus, kom ek nie by 14 uit nie. So that's not gonna work. Okay. So ek hou die 5 maal 1 hier aan die linkerkant, maar ek kyk dan, as ek dit so oormaal, so 5 maal 4 gee vir my 20, plus 2 gee nie vir my 14 nie. So ek weet daai kombinasie werk ook nie. So dit sê dan vir my, 5 maal 1 is nie die antwoord nie. Kom ons gaan kyk 1 maal 5. So as ek dit nou oorkruismaal, dan gaan ek kry 5 en 8. En as ek dit by mekaar plus, dan gaan ek by 13 uitkom. So baie naby, maar ongelukkig nie die regte antwoord nie. So dan al wat oorbly is om te sê, maar wat as ek sê dit is 5 maal 2 plus 1 maal 4. En dan sê dit gee vir my 14. So ek weet, dit is dan die regte kombinasie. So ek kan hierso dan sommer uitvee wat ons nie gebruik het nie, en sê maar ek gaan 'n x by die linkerkantste sit, en dan is die boonste 2 my 1 hakie, en die onderste 2 is die ander hakie. So hierdie som se antwoord is dan 1x en 'n 2, en dan 5x en 'n 4. As ek kyk na my tekens, die plus wat agter staan, sê vir my die tekens gaan dieselfde wees, en die plus wat voor staan sê vir my alles gaan plusse wees. Okay, so jy's baie lucky as daar plus agter staan, want dit maak die som baie makliker. Dan weet jy alles is dieselfde teken. Ek hoef nie te gaan toets of te worry nie. Okay, dit is vraag A. Kom ons kyk na vraag B. Weer eens. Wat maal wat gee vir my 20 en wat maal wat gee vir my 9. So, vir 20 gaan ek dan sê 1 maal 20, 2 maal 10 of 4 maal 5. Dan vir 9, 1 maal 9, 3 maal 3 of ek gaan hom sommer omdop 9 maal 1. Kom ons kyk wat se kombinasie. Kan ek minus om by 24 uit te kom. Okay. Ek gaan begin met hierdie ene en ek gaan sê okay, so 5 maal 1 is 5, 9 maal 4 is 36. As ek hulle minus, kom ek by 31 uit. Is dan nie die kombinasie wat ek soek nie. Okay. Dan gaan ek gaan kyk as ek dit maal met die 3's. Okay, 4 maal 3 is 12, 5 maal 3 is 15. As ek dit minus, kom ek by 3 uit, so dis ook nie daai ene nie. Okay, nou kom ek by die laastes, dit is dan 45 minus 4. Okay, dis 41, dis ook nie daai ene nie. So ek weet, geen van daai kom by die antwoord uit nie. En nou hou ek net so aan toets, om te sien wanneer kom ek by iets uit, wat vir my 24 gaan gee. So nou as ek daai gaan toets, gaan ek sien 10 maal 3 gee vir my 30, 2 maal 3 gee vir my 6. As ek hulle minus dan, kry ek die 24 waarna ek soek. So dit is dan daai kombinasie. So ek gaan sê dit is 'n 2 en 'n 10. Ek weet altyd van hierdie gaan x hê, daai is 'n 3 en daai is 'n 3. So as ek my hakies gaan skryf, dan kan ek sê my eerste hakie gaan wees 2x met 'n 3 en die volgende een gaan wees 10x met 'n 3 agter. Nou moet ek net gaan dink, waar kom die plus en waar kom die minus? So as ek daai 2 maal kry ek 30 en as ek daai 2 maal kry ek 6. Ek wil by positief 24 uitkom, so obviously met my grootste produk met die plus kry en die kleiner een met die minus kry. So ek kan 'n plus daar gaan sit. Okay, en die minus kom dan voor die agterste 3. Ons sê julle, dit is vraag B se antwoord. Voel dit al bietjie makliker en vinniger en so aan? Ons het nog 2 om te oefen en ek hoop na daai 2 maak dit sommer baie meer sin. Okay, ek gaan dit nou so 'n klein bietjie vinniger doen en dan kan jy die video pause, dit probeer en sien of jy by dieselfde plek uitkom. Wat maal wat gee vir my 18 en wat maal wat gee vir my 10. So kom ons kyk gou. 18 gaan ek dan kry as ek sê 1 maal 18, 2 maal 9, 3 maal 6. Die 10 gaan wees 1 maal 10, 2 maal 5 of dan omgedop 5 maal 2 of 10 maal 1. Ons sê, daar het ek die kombinasie gekry. So 3 maal 5 is 15, 6 maal 2 is 12. As ek hulle minus kry ek 'n 3. So, dan weet ek dit gaan wees 3x, hy kry 'n 2, 6x, hy kry 'n 5 en daai gaan my hakies wees. Ek kan dit dan gaan neerskryf. So 3x, 6x is in die eerste plek en dan 2 en 5. Ek wil by minus 3 uitkom, so die 15 moet die negatiewe ene wees. So as ek daai 2 maal, moet ek 'n minus kry en die ander 2 moet ek plus kry. Kom ons kyk gaan na die laaste ene, vraag D. Nou met hierdie ene kan ek sien, my volgorde is verkeerd. Dit maak glad nie saak nie. Dit beteken net my x gaan in die agterkant van die hakie wees. Nou jy kan 'n minus gaan uithaal en die volgorde verander en so aan. Dit voel vir my net bietjie moeiliker om dit te doen.
onthou nou maar net jou x is agter in elke hakie. So ek kan dit sommer al klaar gaan neerskryf, net dat ek dit nie vergeet nie. So ek weet elke hakie gaan eindig met 'n x. So nou gaan kyk net weer wat is my faktorpare en wat gaan minus om vir my 1 te gee. En hierdie ene kan ek sien, daai kombinasie gaan vir my werk. So as ek sê 3 en 5, 2 en 3, daai gee vir my 'n 10, daai gee vir my 'n 9. As ek hulle minus, kry ek 1. En dan weet ek ook in hierdie geval kom die x agter. So my eerste hakie is dan 'n 3 en 'n 2, die ander ene is 'n 5 en 'n 3. Ek wil hê die 10 moet negatief wees, so ek gaan 'n minus daarso sit dat ek 'n minus 10 kry en die 9 moet 'n plus wees sodat ek by negatief 1 kan uitkom. Daar's hy. Dit is gevorderde 3 terme. Soos ek sê in graad 10 moet jy hierdie kan doen in jou kop op papier sonder enige hulp. In graad 11 is daar darem 'n manier om dit makliker te maak. Dan kan jy die kwadratiese formule gebruik. En vir die van ons wat baie geseënd is om die wit calculator te hê, is daar ander maniere wat ek nie wettiglik vir jou mag vertel nie, maar dalk het jou juffrou jou dit al gewys. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.